Goeiemôre, is weer vir my voorreg om vanmôre die woord van die Here met julle te deel. Ek wil vanmôre met julle oor 'n bekende stuk praat uit Korintiërs 12 uit. Nou as jy Korintiërs 12 gaan lees, gaan dit oor die liggaam van Christus. En hy praat daarso van elke lid het 'n purpose en die een lid moenie die ander lid se werk wil doen nie, maak nie saak hoe groot die lede is nie of hoe klein hulle is nie. Elkeen is spesiaal vir God. En so toe ek dit is as ek Here, maar ons hoor hierdie, lees hierdie so baie en ons verstaan dit en ons probeer dit verstaan. Maar wat probeer u vanmôre vir my sê? En ek ervaar die Here sê vir my dat my lede van die liggaam is besig om mekaar af te breek. Party van my lede het seer. Ander is net gebroke. Ander en ons staan nie mekaar by nie. Ons maak mekaar seer. As iemand 'n fout gemaak het, dan druk ons op baie se fout en ons wys sy fout uit. En ons breek hom af deur die fout wat hy gemaak het. Baie van ons breek die lid af. Ek meen as jy gaan kyk na ons liggame, as jy knie seer kry, dan kompenseer die res van die liggaam vir die knie, want hulle wil nie hê die knie, of die knie moet nie meer druk vat nie, of meer gewig vat nie, of ons sal 'n kruk gaan kry om dit te doen. Maar ons doen dit nie in die liggaam van Christus nie. As iemand swak is, dan wil ons hom afbreek. Kyk wat doen daai persoon. Kyk wat het daai persoon gesê. Kyk wat gaan hy deur. Kan hy nie net opstaan en dit uitsorteer nie. Dis mos nou nie so moeilik nie. Maar dis nie wat die woord vir ons sê nie. Die woord sê vir ons in Korintiërs 12:25 die volgende: sodat geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyk sorg vir mekaar mag dra. So die woord sê vir ons, as die ander lid seer is, of die ander lid gebroke is, of die ander lid gefouteer is, moet ons hulle opdra, moet ons by hulle staan, hulle support, nie afbreek nie, nie judge nie foute uitwys nie verder seermaak nie, maar ons moet hulle opdra en hulle bystaan, sodat hulle weer kan herstel en genees word. Want daar's 'n tyd wat jy 'n fout gemaak het, daar's 'n tyd wat ek swak was, of verkeerd goed gesê het, of seer was, en ek het verwag dat die ander lede my moes support. Ek wil julle vra en julle uitdaag in die volgende paar dae, dat jy een persoon, wat jy van weet, wat seer het, wat gebroken is, wat gefouteer is, sal opdra aan die Here. Nie net sal jy sien hoe die Here daai persoon herstel nie, maar jy sal ook sien dat die Here anders in jou lewe optree, en anders in jou lewe, ander dinge in jou lewe doen. So dis my uitdaging vir julle in die nuwe jaar. Ook ons begin hierdie jaar reg. Ons begin ons dra medebroers, medesusters, medelede van die liggaam op na God toe, wat stikkend is, wat kort kom, wat gefouteer is, wat seer het. En veral met die tyd wat ons is, daar's so baie mense wat seer het, so baie lede van God wat seer het, broers en susters wat mense verloor het, werke verloor het, wat ook al die omstandighede mag wees. Ek daag julle uit, dra een persoon op, vir die volgende 7 dae, op na die Here toe as jy stiltyd hou, en vra die Here om daai persoon te herstel, vra die Here om daai persoon te beskerm, in die tyd waar die persoon deur harde tyd gaan, deur 'n storm gaan, want ons almal gaan deur storms. Daar's niemand wat nie 'n storm het nie, maar ons almal gaan deur storms. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U vir ons hierdie woord gee, dat ons U woord het. Vader, Heilige Gees, dankie vir U teenwoordigheid, vir U leiding, U wysheid. Vader, ek wil vra dat elkeen wat na hierdie geluister het, Here, na hierdie woord luister, Vader, dat U Heilige Gees inspraak sal maak en die naprediker sal wees. Here, dat U vir hulle die pad sal wys, Vader, dat U vir hulle daai persoon wie hulle moet opdra na U toe, sal bekend maak in hulle harte en hulle gedagtes, Here, dat U dit vir hulle sal openbaar. Here, maar dat hulle ook hulle sal opdra na U toe, Here, in die aangesig soek, Here, en ek vra, Vader, elke gebed wat opgaan na U toe, Here Jesus, dat U dit sal verhoor, Vader, dat U engele sal stuur en U sal intree, Vader, en sal genees, want ons het tog genesing in U, Vader. Here Jesus, ons sê net vir U, dankie Heilige Gees, dankie vir die teenwoordigheid, dankie dat U so gentleman is, o Gees van God, ons eer U daarvoor vanmôre, en ons loof U heerlike naam. Amen.